Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Om in geloof te praat, kan soms dwaas voorkom vir mense wat nie geloof verstaan nie. Dink aan Abraham. God het eendag vir Abraham gesê, Abraham, ek gaan jou naam van Abraham verander na Abraham. Abraham beteken vader van 'n menigte nasies. Daar was net een probleem. Abraham was 99 jaar oud en hy het geen kinders gehad. En hy is heel waarskynlik gespot omdat hy hierdie naam gehad het. Maar jy sien, as kind van God kyk ons anders na hierdie wêreld. Want wanneer jy die wêreld met geestelike oë sien, sien jy dit nie soos dit is nie, maar soos dit kan wees. Soos dit moet wees, en soos God wil hê dit moet wees. Is daar geloof in jou woorde en agter dit wat jy sê? Hoeveel mense het jy nie al in jou lewe ontmoet wat sê, ek is die tipe persoon wat dinge sê soos wat dit is. En dit is seker een manier om dit te doen, maar daar is nog 'n beter manier. In plaas daarvan om dit te vertel soos dit is, kan jy dit vertel soos dit kan wees. Spreuke 15 vers 23 sê, 'n man het blydskap in die regte antwoord van sy mond. En hoe goed is 'n woord op sy tyd. Die woorde wat by ons mond uitkom, gaan in ons eie ore in, sowel as ander mense se. En dan val dit in ons siel, waar dit of vreugde, hartseer, vrede of paniek bring, afhangende van die tipe woorde wat ons gespreek het. Onthou, jy hoef dit nie altyd te vertel soos dit is nie. Vertel dit soos dit kan wees, soos dit moet wees, soos God wil hê dit moet wees. Kies om in geloof te praat en kyk dan hoe God werk. Here, vandag word ek stil voor U en ek erken die krag en potensiaal van my woorde. Help my om my woorde versigtig te kies, dat dit nie skadelik sal wees in my lewe nie, maar 'n bron van seën. In Jesus naam bid ek dit. Amen.